vir my 'n besondere voorreg, regtig, om weer met u te kan deel uit die kosbare woord wat die Here vir ons gegee het. Hierdie wonderlike woord, as ek hom so vat en hom so vashou, dis dan anderster as om my selfoon vas te hou. Ek is maar van die ou skool. Ek hou van hierdie woord wat ek so kan ryk en wat ek kan vashou. En om te dink dat jy, daar waar jy sit, is die outeur, die skrywer van hierdie boek, is daar by jou. Hy wat gesê het, hierdie is die brood van die lewe. Die Gees maak dit lewend. Hy is daar by u. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons die woord so kan vashou. Dankie dat ons in die woord kan inkyk en dat dit die waarheid is. Ons loof u daarvoor nou in Jesus naam. Dankie Heilige Gees dat u vir ons hierdie woord oopbreek en dat dit lewende brood is vir ons en dat dit ons opbou en dat dit ons help. Dankie Vader in Jesus naam. Amen. Dit is my voorreg om hierdie woord met u te kan deel nou. U weet, daardie skrif in Jeremia, laat ek hom net hier kry. Jeremia 1 vers 12. Jy het goed gesien. Ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Jy het goed gesien. Ek wil vir u vra, het u dit ook al gesien? En as u dit gesien het, laat my weet, stuur vir my getuienis, praat met my. My nommer is op die skerm, ook kan u my WhatsApp op daardie nommer, en dan gesels ons bietjie. Ek sal graag meer van u wil hoor ook. Jeremia 1 vers 12, jy het goed gesien, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Nou kom ons gaan kyk, hierdie woord wat volbring is, wat die Here wakker oor is, om te volbring. Watter woord? Is dit die hele skrif, soos wat hy hier staan? Ja, maar watter woord wil die Here in jou lewe en in my lewe wakker wees om dit te volbring? Watter woord? Nou gaan ek hier vir u lees in Markus hoofstuk 16 vers 15. Hy sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Verkondig die goeie nuus aan die ganse mensdom. Dit beteken, elke mens, as hy bekend staan as 'n mens, moet ons die evangelie aan hom verkondig, die goeie nuus. Ek wil aan u goeie nuus bring, en dit is die woord waaroor God wakker is om te volbring. Hy sê, as ons hierdie woord spreek, kom ons kyk na hierdie woord. Hy sê in Hebreërs 4, wat is hierdie woord? Ek lees vir u hierso. Hebreërs hoofstuk 4, vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord van God is lewend. Hy's lewend. Want dit is die Gees wat lewend maak. Kyk, in Johannes 6:63 sê Jesus, dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is tot geen nut nie, maar die Gees maak lewe. En dan sê hy, die woorde wat ek spreek is Gees en is lewe. Kom ons kyk net daarna, na Johannes. Die woorde wat hy spreek, Johannes 6, en ek lees vir u vers 63, dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woord wat ek tot julle spreek is Gees en is lewe. Nou, hierdie woorde is deur die Gees van God geïnspireer. Hy het dit neergeskryf deur mense en hy's wakker oor dit om dit te volbring. En dis die woord wat ons die mandaat van het
om te preek, om hierdie evangelie te bring. Dis die mandaat wat ek het. En u het in Markus 16, gaan en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit voel ek in my hart, dit is my oortuiging, dat dit is die mandaat wat God ons gegee het, om die evangelie te verkondig, die goeie nuus. Nou, soveel skrifte gaan nou hier deur my kop gou, en ek wil nou net hierdie een klaar lees, Hebreërs 4, vers 12. Die woord van God is lewend. Dis die woord waaroor God wakker is om dit te volbring in u lewe. En skerper as enige tweesnydende swaard, dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. Nou, ek lees hierdie skrif nou weer met 'n doel. Die woord van God maak skeiding tussen siel, gees en liggaam. En dit is so belangrik om dit te besef, want as 'n mens dit nie besef nie, dan raak 'n mens partykeer nie, ek wil sê amper de mekaar. Want jy sien 'n skrif wat sê, jy moet deur in jou hele lewenswandel heilig word. En dan sien jy weer 'n ander skrif wat sê, maar jy is die tempel van die Heilige Gees en jy is heilig. Nou dink jy die Bybel weerspreek homself, maar hy doen dit nie. Maar jy moet die Bybel gebruik om gees, siel en liggaam te skei. Jy is heilig, verklaar deur God, want dit wat uit God gebore is gees. En jy is, daai gees van jou, is totaal heilig. Maar nou wil jy hê, hierdie heiligheid moet deurwerk in jou siel en in jou liggaam. En dit noem ons heiligmaking. Jy is reeds heilig gemaak. Klaar, jy is heilig. Maar as jy nie die woord, die gees, siel en liggaam laat skei nie, dan klink dit paradoksaal, dit klink teenstrydig en jy verstaan nie. Nou, as jy hierdie skrifte begin verstaan, in Matteus sê Jesus so duidelik, hy sê, as jy dit verstaan, kan die bose dit nie van jou steel nie. So, ons moet verstaan. Julle moet mooi bly, seën vir julle, en onthou, God is wakker oor sy woord, om dit te volbring.